Goedemiddag Willie. Baie dankie dat jy vanmiddag jou tyd, ek weet dis 'n baie besige tyd van die jaar vir jou, maar ek waardeer dat jy vir ons 'n bietjie tyd gee om vir ons te vertel wat hier so by Modderfontein aangaan in Citrusdal. Ja, dit is 'n groot plesier, dit is lekker om jou hier te hê. Dankie. Baie wel. Dankie. Willie, vertel ons 'n bietjie iets van Modderfontein. Blykbaar vertel jy vir my, ons verjaar nou 25 jaar as maatskappy. Maar jy vertel vir my, Modderfontein is nou 300 jaar oud. Ja, nee, ons klop julle met 'n paar jaar. Wonderlik. Ja, hy is in 1725 begin as die eerste plaas in hierdie vallei. En van daar af het hy handelspos geword wat boere hulle produkte hiernatoe gebring het, en dan het die eienaar die produkte Kaap toe vervoer, weer vir hulle produkte gebring wat hulle kan koop. En so met die jare het die eienaar, die huidige eienaar, die plek gesien as 'n historiese plek. En hy het al die stukkende geboue stelselmatig reggemaak, en die ou dorpie wat hier was, het nou weer so lewe gegee, dis aktiwiteite. En intussen het ons die plaas organies ontwikkel. En nou, hoekom organies? Wat maak dat julle dit besluit het? En dit was seker in die vroeë dae van organies ook. Dit was nog 'n vloekwoord. Ons het in 2003 oorgeskakel organies toe. En in daai tyd was dit nie iets wat in Citrusdal genoem is nie. Toe die eienaar vir my vra hoekom ons nie organies doen nie, toe sê ek vir hom, as dit sou gewerk het, het iemand anders seker voor ons het al gedoen. So dit was 'n harde pad wat hy vir jou gegee het om te doen. Ja, so hy was meer opgewonde as ek. Maar ons het kundiges gekry en mense het ons aan die hand gevat. En omdat dit 'n historiese plaas was, het ek begin insien dat die manier van boer pas beter in by die storie van die plek. Ja. So, ons het die oorskakeling gedoen, baie gesukkel. Maar daar was al sitrus wat was op die plaas op daai stadium. Dit was nie 'n groot sitrusboerdery nie. Ons het, ek dink met 20 of 30 hektaar het ons begin, alles ou bome wat ook nie goed presteer het nie. Ja. So ook in daai sin het ons besluit, maar met organies kan ons dalk 'n pad stap, omdat mens kan nie veel slegter doen as wat ons gehad het nie. Maar ek het 'n foutjie gemaak. Nee, dit het vir ons 'n hele paar jaar se skaaf en sukkel gevat. Maar ek dink uiteindelik het ons deur aan te hou, het ons die ding gewen. Nog nie gewen nie, wen is relatief. Maar 'n mens word slimmer met elke jaar se plan wat jy nou moet maak, né? Ek dink amper die eerste plan wat jy moet aan gewoond raak is, jy moet so min as moontlik die natuur versteur. Ja, jy moet so min as moontlik eksterne insette doen. Ja. Jy moet laat die plaas homself help. En dit het nogal gevat om elke jaar te sien hoe dinge nie so goed gaan nie. Ja. Maar nog steeds so aan het so 'n bietjie af te hou en laat die natuur nou maar kan losvat. So jy sien basies die ontwikkeling, soos is dit in diere en voëls en die omgewing, die grond veral? Ons het in diere en voëls het ons baie verbeter. 'n Baie dooie plaas toe ons hier gekom het. Met nou 'n groot voorlewe, duikertjies, ons het baie tarantale, visante. So die hele dierelewe het verbeter. Ja. Intussen het die peste en plaag vir ons mos nou gevat. En deur ook 'n bietjie selektief te werk met wat jy daaromtrent doen, het die natuurlike vyande begin inkom. Wat ons nou op daai skaal begin help. So, en dis nou die skaal wat jy nou so maar met vergrootglas moet kyk. Jy kan hom nie met die oog sien. Ja. En ek dink om en by 2012 het jy vir my geskakel en gesê, ek dink dit is 2012 of was dit 'n bietjie vroeër? Het jy vir my gesê, jy het 'n bietjie, jy kan sien jou bome is honger. Hoe het jy begin met die oorskakeling?
ons het die nodigheid van organiese insette het ons lokaal gesoek vir goed. En dis vir ons nou maar ek amper sê die goedkoopste manier van doen. En ons het heel wat produkte probeer. Ons het sommige suksesse, ons het guano probeer, maar sommige goed was relatief suksesvol, maar dan het jy 'n opbou gekry van goed wat jy nie wil hê. So die balans was nooit lekker nie. Ek was by 'n uitstalling van julle gewees in die Kaap. 'n lang tyd terug. baie jare nog voor dit, ja. Maar vandat ons toe met julle kontak gemaak het en julle produkte begin gebruik het, was my ervaring gewees dat niks oornag verbeter nie, maar balanse begin verbeter. Ja. So die absolute tekorte en pieke van elemente, die het begin versag. Ja. So in daai opsig het ek nou nog nie weer afgewyk van julle nie, want ek dink wat ons doen saam, het elke jaar 'n voordeel. En vertel vir ons nou van jou suurlemoene. Ek dink almal van hulle is ons babies. Is met Telbon geplant. Hoeveel hektaar is jy nou klaar geplant? Ons het 172 geplant, maar met die 2 jare se vloede moes ek nou 'n klompie uithaal. So ek sit nou met 150 oor. Van hulle is redelike jong aanplantings, maar die hele plaas is nou onder. Nie die hele plaas, maar wat ons boer in sitrus is net suurlemoen. Ja. Hoeveel voed jy basies van ons produkte? Hoeveel? 2, 3 keer 'n jaar? Ja, 3 keer 'n jaar, en dit is die rede daarvoor. Die basiese bemesting. Ja, die basiese, die makro-elemente doen ons op daai manier. En dit gaan maar daaroor dat ons het verskriklike sandgrond wat ons probeer meer grond kry deur kompos en ook organiese materiaal wat ons in die grond sit. En die sand maak dat jy moet redelik aanvul. Jy kan nie net 1 keer in die jaar insit en dit is vir die res van die jaar beskikbaar. So daarom doen ons daai paemente van bemesting. Maar wat ons ook gesien het is waar jy met die KN en ek kan nie sê KN, maar met jou stikstofbemesting, jou chemiese bemesting, het jy baie skielike beweging. Ja. Hy is baie hoog vinnig en dan val hy weer uit. So jy moet redelik gereeld bietjies aanvul. Terwyl met hierdie produkte wat ons van julle gebruik is, jy doen 3 keer in die jaar toe. Ons stop hier by Januarie. En daai stikstofvlakke bly relatief goed in die grond tot oestyd toe. Ja, so dis basies, jy weet, ek sê altyd vir die boere, ons voed 'n buffet. Dit klink nou baie smart, 'n buffet van die voeding in die grond, en dit is daar dan beskikbaar vir die gewas, vir die boom, soos hy dit nodig het. Hy besluit maar self wat hy wil opneem. Willie, ons het nou nog nie oor die klimaat gepraat nie. Hoe vind jy deesdae as die boerdery? Want dit is iets wat ons baie hinder. Ja, jy het 'n paar jaar se probleme gehad met die wind, 2 jaar terug. Ja, ons het nou 2 jaar agter mekaar baie radikale winters gehad. Ons het bitter baie reën gehad wat ons nie gewoond is aan nie. En ook ons somers is nie heeltemal meer daai droog nie. Ons het nou bietjie meer donderstorms wat reën maak. Ander kere van die verlede kan jy hulle onthou, hulle steek brand. Ja. Maar hulle maak nie reën of haal nie. Maar nou begin ons dit meer gereeld kry. En ja, die klimaat is mos nou die plaas se dak. En dit is moeilik om te bestuur nou. Ja. Ek sit met bome wat aan mekaar wil blom. Wat ek vermoed is maar dat hy self nie weet hoe om te maak met die klimaat wat ons deesdae het nie. Ja. En dit gee vir mens oesprobleme. So dit is beslis anders as 'n klompie jaar terug. Ek was by een van ons supermarkte
afdelings en hulle het gesê resilience, gehardheid. Die boere moet anders leer om te boer. Ja. Hulle moet vir die toekoms, anders gaan ons nie kos kry nie. Dit is so, jy weet, want huidiglik met die klimaat wat so deurmekaar is in Gauteng, is die arme boere verdrink hulle daarso. Ja. Jy kry nie 'n groente geplant en geoes nie, jy weet. So dit is maar deel van ek dink ordentlike wortels, geharde bome of groente ensovoorts. Ja, Alles vir die blare, lekker sterk blare, laat nie sommer vinnige mildew en daai probleme kry nie. Ja. So Nou met ons langtermyngewasse is dit nou nie dat jy sommer maklik kan verander nie, maar mens sal moet sterk werk aan wortelgesondheid en drainering. ja, dis baie belangrik, maar jy moet onthou ons almal moes saam leer in die begin. Ja. Ons het almal slimmer geword, so die jonger mense kry eintlik in Suid-Afrika 'n verbeterde organiese metode. Ja. As wat jy weet in die begin was dit maar basies net jy kan net 'n bietjie misgooi en ons praat van organic by neglect is een van die maniere of organic by just changing your fertilizer. Dit werk nie so nie. Dis 'n stelsel. Die organiese boerdery is 'n stelsel. En jy moet leer om met die natuur te werk en jy moet eintlik glo dat die natuur die werk kan doen ook as deel van dit. Ek dink partykeer is dit die kop skuif wat die moeilikste is. Ja, ek dink met konvensionele boerdery kan jy tot 'n groot mate sukses hê deur net al die additives wat jy doen. Ja. En dit is alle reageer gewoonlik redelik vinnig. So as daar 'n foutjie kom, kan jy dit vinniger regstel. Maar by organies moet jy eers met 'n goeie grond begin. Ons het nou ongelukkig sand wat ons nou eers moet grond maak, maar as jy jou grond reg het, ek dink jy gaan dit ooit reg kry, maar naby kry, dan het jy al klaar 'n groot end gewen. En dan is dit nou vir jou natuurlike vyande jou omgewing wat jy nou moet instand hou deur dit wat jy bo die grond doen. Grondlewe is die een en dan natuurlik nou wat binne in die boom gebeur. En die markte, die feit dat jy organies boer, sukkel jy om markte te kry of is die mark redelik vatbaar vir julle produkte en die kwaliteit? Ek onthou ek was in Burroughs Market in Londen en ek kon nie glo hoe lelik het daai suurlemoene gelyk, veral die suurlemoene. En hulle was organiese suurlemoene ingevoer van Italië af. En ek het net gedink ek het nog nooit so 'n lelike suurlemoen in Suid-Afrika gesien nie. Kwaliteitsgewys, hoe lyk dit in die buiteland? Ek dink ons in daai opsig is daar gewoonlik mense wat na ons toe kom om by ons te koop. So ons hoef nie te gaan soek vir markte nie. Dit is wat lekker is. Maar die mark is ook maar demanding. As jy 'n swak vrug vir hulle gee, dan stel hulle nie belang nie. En natuurlik is die prys die ander deel. Jy kry so 'n bietjie van 'n premie bo konvensionele vrug. Maar dit is maar konvensioneel gedryf. So as die konvensionele mark laag is, dan sukkel ons met die organies maar net so. Maar die organiese vrugte is daarom in aanvraag. En die geur? Baie lekker.